diens sonder om 'n oujaarsdiens sonder om aan die feestafel te sit as broers en susters. En gewoonlik dan is dit ons herdenk dit dat Jesus se liggaam vir ons gebreek was en dat sy bloed vir ons gevloei het. Maar ek het vanaand met julle iets anderste. Ons is besig om ons is in die feestyd. En ek het nog nooit daaraan gedink dat 'n kind van die Here 'n swaar belas, vermoeide siel moet wees met 'n, wat ek sê, lippe teen die klippe, 'n lang gesig soos 'n Kersrekening moet wees nie. En ek dink dat die woord sê, the joy of the Lord is our strength. En ek persoonlik hou daarvan om te lag. En ek hou daarvan om memories te create. En dit is nie onbybels nie. Dit is glad nie onbybels nie. Dit is 'n seisoen van celebration. En ek wil vanaand sê dat ons gaan nagmaal bedien en ons gaan mekaar bedien, maar dit is 'n celebration om te sê Jesus, dankie. Ek dink nie daar was enigiemand anders wat in my plek en vir my sonde sou gesterf het met soveel liefde en soveel deernis, as ek dit so kan stel. Om vir my 'n kans te gee in die lewe om te sê, Leanne, ek het jou vrygekoop deur die bloed van Jesus. Nou is jy 'n kind van God. Maak reg jou ruggraat, sit jou kroon regop en staan regop en vat jou regmatige plek in as kind van God. So ons kan vanaand fees vier want Jesus het aan die kruis gesterf, maar hy het opgestaan. Hy het nie die kruis gebly nie, hy het opgestaan en hy lewe weer. En sodat ons sondes en ons siektes wat op hom was, van ons al weg kon vat. Ons sondes is vergewe. En as iemand my vergewe van my sondes, dan is dit soos 'n thank you God moment. Ek het oor die algemeen, ek dink hierdie afgelope tyd as ek net thank you God, van al die memories wat opkom te sê, Here, dankie, dat U my by die naam geroep het. So ek wil vir julle sê dat ons sondes is vergewe en ons gaan vir ewig saam met hom wees. En Jesus, in 1 Korintiërs staan daar, 1 Korintiërs 11, en as u nota by u het, kan u net neerskryf, 1 Korintiërs 11, vanaf vers 23, dan kan jy dit vat tot 29, sê dat nadat Jesus gebid het hy nadat hy gebid het, neem en eet, dit is my liggaam wat in die brood vat en hy breek dit is in vers 24, en hy sê, doen dit tot my gedagtenis. So vers 25 sê, net so ook die beker na die ete met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Maar daar is 'n vereiste. As u aan die tafel wil sit vanaand en wil deelneem aan dit, is daar 'n vereiste. Dit is nie die AGS tafels nie, dit is die tafel van die Here. So u hoef nie 'n lidmaat te wees van die gemeente om deel te neem aan die breek van die brood vanaand nie. Die vereiste is dat u 'n kind van God moet wees. Dat u bloed gewas moet wees. Dat u kan sê dat ek is 'n kind van God, 'n bloedgewaste kind van God. Jou hart moet skoon wees. Nommer 2, jy kan nie aan die tafel sit as u iets in die hart het teenoor iemand anderste nie. As u kwaad is, as u nie praat met 'n familielid, nie praat met vriende nie, omdat u vir hulle kwaad is, kan jy nie aan die tafel sit. Die woord sê, los dit en gaan maak reg, en dan eers, is ek op 'n verkeerde plek vanaand? So dit is die vereistes, dat jou hart moet skoon wees voor die Here. En ek wil vanaand vir julle vra, moenie aan die tafel sit as u weet, daar staan iets tussen u en die Here nie. En dit is nie dat ek naaste is nie, die woord sê in vers 29, dat jy drink in oordeel oor jouself. So ek wil regtig vanaand vir u nooi, kom, bring u gesin, bring u familie, en kom bedien mekaar met die nagmaal. Dit is ons laaste nagmaal van 2025, en wat 'n amazing oomblik is dit,
nie om dit saam met vriende en familie te kan geniet nie. Ma's en pa's wat hulle kinders kan bedien, kinders wat hulle ouers kan bedien. So, ek wil vra dat ons vorentoe sal kom, ons op 2 tafels en ons gaan dit opdra aan die Here en dat ons net kom en dat ons mekaar bedien. Dit is nie vreemd om dit te doen nie. Ek dink dit is so 'n groot geleentheid om nagmaal saam met jou geliefdes kan doen. So kom ons staan net op. En ons dra die tafel op aan die Here. Vader, dankie dat ons aan die einde van die jaar kan kom en net kan sê dankie. Thank you Jesus, dat U gekom het en dat U ons in die kruis van Golgotha ons sondes en ons siektes gesterf het, sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Here, soos wat ons vanaand mekaar gaan bedien ook, Here, ek wil bid dat ons waaragtig in verhouding met U sal kom. Here, dat die vrede wat nie U kan doen, U kan gee, in mense se lewens sal besit neem, Here. Ek wil kom, Vader, dat enige iemand wat 'n siekte ervaar in hulle liggaam genees sal word, want die woord sê, deur die wonde van Jesus is jy genees. En Vader, ek wil kom as hulle nie geloof het, het ek vanaand geloof om te sê, ek staan in die gap vir iemand wat 'n siekte het, Here, en ek glo dat wat U woord sê, want ons is woordmense, en ons glo wat U woord sê, en ek vertrou U, Here, dat U magtig deur mense se liggame gaan werk, en sal gesond maak daar waar nie gesond is nie, in die naam van Jesus. Vader, as daar enige iemand is wat hulle harte nog moet regmaak met U, Here, dat hulle kan weet, daar is nog 'n kans, wat hulle dit kan doen, Here, in Jesus naam. Seën ons, Here, vermeerder ons grondgebied, in Jesus naam. Amen. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand, be closer, Lord, I need to meet You there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand, lead me closer, Lord, I need to meet You there. He's calling, He's waiting. Jesus longs to meet You there. Hallelujah. We bless Your name, Lord. We praise Your name. We glorify Your name. Are you ready to meet Him at the river? Hallelujah. Do you have the longing to meet Him at the river? Praise God. Come on, see unity against the flesh. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His name. Prys die naam van die Here. Loof
bless you. Kom ons sê dankie vir die Here. Ek kan sit vir 'n oomblik van my kant af, wil ek elkeen ook groet in daardie geseënde naam van Jesus Christus. U is so baie welkom. Daar is nie 'n beter manier om 'n nuwe jaar in te gaan as om op 'n ou jaar in die huis van die Here te wees. Die Here seën u vanaand en ons vertrou, dit is jou jaar. As jy dit nie glo nie, dan glo ek dit. Dit is my jaar. Nie nou nie. This is my season. This is my time. So my tema wat ek vanaand met jou wil bedien is, dit is jou jaar. Wat jy daarmee gaan maak is jou saak. Of jy nou daarvan gaan hou wat ek sê en wat ek nie sê nie, dit is jou saak. Maar ek sê, dis jou jaar. Want in die nag, wanneer meeste van die geslaap het die Heilige Gees met my gedeel. En ek is opgewonde, ek is altyd opgewonde, dit is baie keer verskillende vlakke, maar ek het altyd 'n excitement vir die Here. So ek wil begin deur vir jou te lees in die woord. Mag die Here vanaand hierdie woord aan jou hart seën. Vader, ek dank U dat U woord breek deur. Jeremia sê U woord is soos 'n hamer wat die hardste hart kan sag maak, Here. En ek dank U vir U woord wat vanaand die hoogste prioriteit in hierdie plek is. En ek dank U dat U vanaand hierdie woord aan ons harte sal seën, Vader, in die naam van Jesus, dat U vir ons geopende ore en ontvanklike harte sal gee. Ek wil nou elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan U, Here. En ek wil bid dat die Heilige Gees elke man en vrou en kind in hierdie plek sal arresteer in die naam van Jesus, sodat ons op die woord sal staan en dat in die nuwe jaar dit so spreek die Here jaar vir ons sal wees. En ons dank U vanaand, Here, vir 'n wonderlike geleentheid om hier by mekaar te kom. Toe ons vanaand saam met in die bidkamer, toe ons net weer besef hoe bevoorreg is ons. Ons hoef nie bang te wees dat enige iemand vanaand hier gaan inkom en ons gaan afmaai omdat ons Jesus ken nie. Ons kan vryelik opkom na die huis van die Here om U te eer, om U te aanbid, die lof en die hulde te bring. Word verheerlik in hierdie aand in Jesus naam en ons dank U daarvoor. Amen. Wat ek vanaand aan jou wil voorhou is niks niets nie. Ek wil graag vir u lees in Filippense 3 vers 14 en 15. Dit is soos wat die Here dit op my hart gelê het. Paulus sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Maar een ding, sê 'n bietjie, een ding. Julle moet my help hoor, julle wil vroeg huis toe gaan braai, so help my. Julle saam sê, praat ek gou. Een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. En ek strek my uit na wat voor is. En ek jaag na die doel, kom aan lees dit sommer, om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Awesome! Volgende vers. Jesaja. Jesaja 43 vers 19. Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Ek is so bly en so opgewonde. Ek sou oor die stoel gespring het as ek nou in die bank was. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie, sodat dit al besig om te gebeur. Hy sê, ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis, die wilde diere van die veld sal my eer. Hoeveel te meer sal ons God dan eer? Die jakkalse en die volstruise,
gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorenes te laat drink. Die volk wat ek vir my geformeer het, sal my lof verkondig. Halleluja! Hoe het 'n jaar verby gevlieg terwyl dit 'n lang jaar was? 2025. Wow. Môre toe Leanne en ek bid, en ek sê, "Wat kan jy glo dat ons staan aan die einde van 'n jaar wat net so verby gegaan het, maar ook net so lank gevoel het. En die dinge wat oor ons pad gekom het, en dat ons ook tye met ons hare in ons hande gesit het. Ek ken 'n naam. Ek ken 'n naam waar my toevlug is. En sy sê, ja, ons was in 'n drukgang, eendag sal ek nog getuig oor dit, maar kyk hoe het ons gegroei. Want ons het niemand anders gehad, niks anders gehad, as net die Here op wie ons kon vertrou. 2025, aan die begin van hierdie jaar, het ons gesê, dis 'n jaar van wat? Here help ons. Gaan ons nog 'n jaar van impak hê? 2025, het ons gesê, dis die jaar van impak. Hoe het u en hoe het ek 'n impak gemaak? As u dalk gedink het, hier het niks gebeur in hierdie gemeente nie, hier was nie 'n impak gewees nie, het ek vir jou nuus vanaand, deur die genade en genade op genade op genade, kon die gemeente 'n impak maak. En ek gee jou al die lof van die Here. As u van die begin van die jaar af hier gewees het, en u het nie gesien wat God besig is om te begin doen nie, dan is dan fout. Dan moet u definitief die oor laat iets of iets. Hoe het ons 'n impak gemaak in die jaar? Kan ek gou net vinnig vir u sê, dat u weet, ons het nie net gesit en niks doen hier nie, en as ek sê ons, dan praat ek van ons, die gemeente, die leierskap. Verhoudinge was herstel in die begin van die jaar. Daar was 'n uiters suksesvolle geseënde vrouekonferensie, wat nie net finansies ingebring het nie, maar wat vrouens se lewe verander het. Daar was kursusse aangebied oor waar is jou gawe, jou passie, jou styl. Ons het gesit met elke mens wat gesê dit is my passie, en ons het dit ontwikkel, ons het hulle opgelei in hierdie jaar om hulle in 'n funksie te sit. Ushers was opgelei, 'n impak is gemaak, want die usher bid weer saam met iemand anders. Ek weet nie hoeveel keer het ons nuwe lidmate voorgestel nie. Ons mag dalk miskien in die 40 nuwe mense voorgestel, ek het nie rekord daarvan. Nuwe lidmate oriënteringskursusse was aangebied. Daar was dopelinge gewees, miskien 15 of 20, ek het nie die exacte, maar glo my, ons het gedoop. In die koudste van die koue winter, toe die water soos kort onderkant Noordpool is, toe sê mense, ons wil gedoop word. Ons moes 'n impak gemaak het, want 'n jong man uit Nederland het 3 maande voordat hy kom vakansie hou het hier, gebel en gesê, pastoor, ek is hier by my mense, en ek wil graag hier gedoop word, uit Nederland uit. Wil jy vir my sê, ons het nie 'n impak gemaak nie. Net vorige Sondag het ons 'n baba toegewy aan die Here. Daardie mense is terug Australië toe. Ons het 'n impak gemaak. Gee aan die Here. Ons het die allerbeste paaskonferensie gehad. Ons het geseënde Pinksterdienste gehad. Ek dink so wat 15 mense is een aand met die
Heilige Gees gedoop by die wyse van spreke in tale. Ons lidmate-register is opgedateer. Ek weet presies wie jy is en waar jy bly. I will come and hunt you down. As jy die kerk toe kom nie. Huisbesoeke. Ons kom nog by jou. Augustus het ons dames, ek dink die dames is hierdie jaar in die wenspan Magda en Sonja. Het ons dames 'n geseënde byeenkoms gehad, wat nie net weer eens vir ons finansies ingebring het nie, maar ook vrouens se lewe geïmpakteer het. Ons Sondag bywoning. Ek weet nie hoeveel was ons in die begin van die jaar. Sê 45. Is enigiets tussen 80 en 120. So iewers doen ons iets reg. Gee die Here die eer. Ons het aandienste gehad. Mense het gesê aandienste gaan net eenvoudig nie werk nie. Daar was 60 mense by die aandiens wat 'n aanraking van die Here gehad het. Ons het 'n uitreiking gedoen met die vroue in aksie. Ons het saam met SAPD, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, het ons hulle gehost hier op ons kerkgronde om hulle event te doen saam met hulle. Wil jy vir my sê ons het nie 'n impak gemaak in Gansbaai nie? Dis ek nie, dis die Here en dit is 'n span wat saamgewerk het. Daar was 'n impak gemaak op die manne. Bernard en Johan het begin met 'n mannebijeenkoms op Vrydagoggende. Dankie Chris. Ons het die wonderlikste familiedag gehad, waar ons as 'n familie in Jesus heerlik kon saamkuier. Dit het jou niks gekos nie. Op aanbeveling van die streek het hulle begin om vir ons te sê dat daar is riglyne wat in plek moet gesit word. Ek was nou 2 weke gelede by ons streeksvoorsitter. Toe sê ek my pastoor, stuur hierdie goed net vir my aan wat julle besig is om in plek te sit. Want ons wil dit nou in die streek, wil ons dit nou vir al die gemeentes deurgee. Wil jy vir my sê, Gansbaai AGS het nie 'n impak gemaak nie. Kom ons prys die Here. En so kan ek aangaan, maar ek weet, jy sê, pastoor, asseblief kry net klaar, want ek wil huis toe gaan. Op die voorhand van die nuwe jaar wil ek graag 'n woord van lewe en van bemoediging oor jou uitspreek. En ek wil vanaand vir jou sê, dat ek so gewoon net in die oggend preek, meestal. Ek wil vanaand vir jou sê, ek het hoop vir 2026. Ek het hoop omdat hy leef. Because he lives, I can face tomorrow. En ek gaan vanaand saamvat wat ek die hele jaar oor gepreek het. Gaan ek alles bymekaar sit. So as jy iewers miskien gemis het of geslaap het omdat dit boring was, gaan jy dit hoor. Pastoor, hoe kan jy so seker wees? Ek weet, want ek staan op die beloftes van die Here in sy woord. Wat hy gesê het is ja en amen. Ja, 2025 het dalk nie so goed afgeloop vir baie nie. Dit het vir ons twee baie sleg begin. But God, dat was hy goed op dreef tot in die middel van die jaar. En toe kom die aanslag, net skielik. Maar weet jy wat, vanaand kan jy terugkyk en sê, look what the Lord has done. Jy daar was mense wat siek was, wat aangeraak is, wat gesond geword het. Daar was mense wat gebind was, wat vrygekom het. Daar was mense wat ja gesê het vir Jesus in 2025. Hy het ons deurgedra. En ek wil vanaand profeties in jou en ook in my eie lewe inspreek, want ek het die woord meer nodiger as u. Maar dit gaan van onsself afhang. Dit gaan van jou afhang. En dit gaan van my afhang. Wat maak ons met dit? Julle sal onthou, iewers in die jaar het ek gepreek oor wat maak jy met die woord van die Here? Weet julle onthou nie, maar ek onthou. Are we going to allow
negativity of this world to get a hold on us, or are we going to believe God's report in 2026? Help my asseblief. Twee dinge het die Here vanaand gesê. Hy het gesê, vergeet wat verby is. En hy het gesê, kyk na die nuwe dinge wat ek in stoor het vir 2026. Begin om dit te spreek. Begin om dit te verklaar. Begin om God se woord te glo. Begin om jou Bybel te vat. En nou alreeds te begin uitspreek. 2026, 2024, jy was okay. 2025, jy was beter. Maar ek sê in die naam van die Here, 2026, jy gaan 'n deurbraak jaar wees. Jy gaan 'n deurbraak wees as al die ander wat staan op die woord van die Here en sy beloftes is die waarheid. Hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Wat God gesê het in sy woord hy sal doen, dit sal hy doen. Verklaar dit. Sê dit. Ek wil vanaand vir iets sê. Een oggend in die vroeë oggendure terwyl ek besig is om te bid, toe hoor ek die Here sê. Nou ek weet ek nou nie daar by my bed kom staan en sê my dogtertjie. Dit kom in jou gees op. Iets niets is aan die kom. Ek weet nie of jy sal onthou nie, ek dink dit was hier reg in die begin van Januarie, het ek ook gepraat oor nuwe dinge, 'n jaar van nuwe dinge. Het ons nuwe dinge beleef, die goedheid, die guns, die genade van die Here, wat jou eind sien na vermeet. En hy sê vir my, iets niets is aan die kom. En my gedagtes gaan en ek dink, dit is so maklik in vandag se samelewing om net gestak te raak daar in die lewe deur teleurstellings wat kom. Ek het so gehou van, dis so lekker om die Here te dien. Maar, baie mense, kan vir julle dop, ek is 'n ma, ek het oë agter in my kop. Dis so lekker om die Here te dien. Dan wonder ek hoe swaar is dit dan om jou laste te dra. Solank as wat dit goed gaan, en ons kan sing, dis so lekker soos 'n cracker, so lekker om die Here te dien, dan is ons daar. Maar die enigste keer, waar dan net 'n geringste buitjie, of 'n terugslag, of 'n teleurstelling, of 'n aanslag kom, dan gaan sit ons by die huis. Dan werk die dinge nie vir ons uit nie. En dit is hoekom ek sê, dan raak ons gestak. Ek weet nie wat is die Afrikaanse woord, ons stagneer. En ons laat toe dat teleurstellings en setbacks, al ons drome wat nie waar geword het nie, alles wat nie uitgewerk het nie, maak dit ons net eenvoudig by die huis gaan sit. Dit werk nie so in God se besigheid nie. Jy dien hom of jy dien hom nie. Of dit goed gaan en of dit sleg gaan, jy skuil by die Here. Dis 'n realiteit, ja. Alles is nie altyd ek is op my pad hemel toe nie. Maar ons het 'n keuse. Of ons gaan settle waar ons vasgehak het, en of ons wil vorentoe gaan in Jesus naam. Baie mense wil daar bly sit waar hulle is. Hulle wil daar bly kom. Die Here help ons, dat ons in hierdie jaar sal opstaan. Ons harte sal sterk maak. Ons gees sal sterk maak. En sê, kom wat wil, ek gaan God dien. Al gaan dit moeilik, al gaan dit opdraan, al gaan dit afdraan. 2026, jy gaan 'n goeie jaar wees. Want die Here sê, kyk, ek gaan iets niets maak. En hy sê daar, in 'n ander vertaling sê, dit is eintlik al besig om te gebeur en julle bemerk dit nie. Ek wil vanaand onomwonde vir u sê, God is op die punt om iets niets in ons lewens te doen. Hy het nie net vir jou en vir my geskape om maar net so aan te gaan nie. Nee, God gaan in 2026 vir die Here op my hart gelê om te sê, daar gaan nuwe geleenthede kom. Daar gaan soveel guns oor jou lewe skyn. Jy gaan verbaas wees en jy gaan terugkyk en jy gaan sê, wow God,
in jou lewe tot stand. Die Here het my gewys. Ek het alles soos wat hy met my gedeel het, ek het neergepen. Hy het gesê 2026 gaan die jaar wees wat die magte van duisternis uit mekaar uit gaan stap. Strome gaan gebreek word en God is besig met iets nuuts. In hierdie nuwe jaar gaan mense in hulle purpose en in hulle destiny opstaan soos nog nooit tevore nie. Ek gee nie om vir posisie nie. Jy moet 'n funksie hê. Ek kyk eerder na funksie as posisie. There are people in this assembly that God is going to push you into your position to come to the end of your destiny. Want God is besig met iets nuuts. I'm telling you tonight, you are about to see a turnaround. Wat dit is, ek weet nie, maar dit is wat die Here vir my gesê het. Dalk sit jy vir jare al vasgevang in 'n verslawing en jy kan nie loskom nie. Kyk, God is besig om iets nuuts te doen. Hier is 'n nuwe dag. Kyk ons wat jou vasgehou het vir so lank, wat jou teruggehou het, gaan afval en verandering gaan kom. God gaan iets nuuts in jou lewe doen. Jy moet dit ontvang. Jy moet bereid wees om te sê, yes Lord, ek is reg, bring it on. Jy kan dit vat of jy kan dit blok. Die Here help ons dat ons nie blessing blokkers in die gemeente het nie. Dit wat jou gevange gehou het tot nou, gaan tot 'n einde kom in die naam van Jesus. Regtig pastoor? Ja, regtig. Jy sal net jou deel moet doen. En hierdie profetiese woord ontvang. En dit jou vat en jou eie maak. Jy sal dit nodig om dit te aktiveer. Johan, kyk ek het 'n slagmes en eetels gevind. Om te aktiveer. As ek hierdie blou knoppie druk, dan gaan die kerk se alarm af. So ek moet iets doen sodat die alarm kan begin skree. Ek moet dit aktiveer. As jy nie gereed is om te ontvang nie, as jy nie gereed is om te aktiveer, dit wat God alreeds in sy woord vir jou gesê het nie. Baie mense, die Here klaar gepraat in sy woord, maar dan moet hulle nog 7 maande gaan afsonder en bid en sak in 'n asem te gaan hoor. God het klaar gepraat in sy woord. Wat wil jy nog meer hê? Activate the power of God. Activate the fire of God. Activate the word of God in your life, in Jesus' name. Jy kan in hierdie jaar gaan en jy kan sê, pastoor, jy het nie 'n idee waarvan jy praat nie. Jy weet nie waartoe ek gaan nie. Ek het so 'n groot probleem. Ek gaan dit nie maak nie. Ja, right, weet jy wat? Kry vir jou. Jy gaan dit nie maak nie, want jy sê dit. Ek gaan dit maak. Die Here se genade. Begin om weer God se woord in jou lewe in te kry. Begin om weer die sy beloftes aangaande jou te aktiveer en te spreek en dit te glo en lewe binne die wil van God en sien hoe deurbraak vir jou gaan kom in Jesus naam. Jy kan nie die Here op 2 bene dien nie. Een voet hier in die wêreld en die ander voet by die Here nie. There's only one way and that is God's way. Julle mag dalk Adrie het ek iewers gesien. Mag dalk weet daar's 'n liedjie vroeër jare gesing, the Jericho Road. There's room for just two, Jesus and you. Dis 'n baie nou pad. Spreek lewe. Begin God se woord verklaar. Menige sondagoggende in hierdie jaar het ek gesê, kom in die woord en laat die woord van God in jou kom. Want weet jy wat? Ek het gesien God se woord werk. Ek het in hierdie jaar gesien hoe God se woord manifesteer in ons lewens en die goed wat vir ons gelyk het, gaan dit nooit eenvoudig realiseer nie. Het God net opgedaag op grond van
van sy woord. Train jouself om op te hou om negatiewe goed oor jouself en oor ander uit te spreek. Ek gaan dit weer sê. Train yourself. Soos altyd, train your brain. Train yourself en hou op om negatiewe goed oor jouself en oor ander mense uit te spreek. Voor jy begin kla of voor jy begin praat van ander, verander jou denke, verander jou taal, verander jou gees, verander jou gesindheid en begin sê dankie Here vir die nuwe ding wat jy besig is om te doen in daai persoon se lewe. Dankie Here vir die nuwe ding wat jy besig is om te doen in my pastore se lewens. Dankie Here vir die nuwe dinge wat jy besig is om te doen in my huisgesin, in my eie lewe en begin lewe spreek. Roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit reeds bestaan. Dank God vir nuwe dinge wat hy in die gemeente gaan doen. Dank God vir nuwe dinge wat hy in Gansbaai gaan doen. 2026 gaan 'n skudding in hierdie dorp teweegbring waar mense gaan stroom na die Here toe. Toe Jesaja hierdie woorde geprofeteer het, was die volk Israel in ballingskap en ek het dit aangehaal, daai tyd toe ek gepraat het oor die nuwe ding. Jaar na jaar kon hierdie volk Israel gedink het, hier gaan ons vir altyd bly. Hier gaan ons vir ewig onderdruk word. Kyk na die omstandighede en skielik kom Jesaja op die toneel in daardie slegte omstandighede van gevangenskap. En hy sê vir hulle, maak gereed. God gaan iets nuuts doen. God wil iets nuuts doen vir elkeen, maar ons is nie altyd gereed om dit te ontvang nie. En hier sê Jesaja, maak gereed. Die Here sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. En die volk Israel kon gedink het, profeet Jesaja, ja, regtig? Het jy gesien die toestand wat ons in sit? Het jy gesien hoe magtig is hierdie vyand? Jesaja, het jy gesien dat alle omstandighede is teen ons is gestak hier waar ons is? Hulle mag miskien gedink het, ons gaan nooit weer uitkom uit ballingskap uit nie. Ons gaan nooit weer 'n beter lewe hê nie. Ons kinders sal nooit weer, sal nooit kan vry wees nie. Ons sal nooit weer op ons eie 'n blyplek kan hê nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, dit is waar die probleem in kom. Jou mond is dit wat jou in die moeilikheid bring. Ek gaan dit weer sê, want dit moet insak. Jou mond bring jou in die moeilikheid. Jou attitude bring jou in die moeilikheid. Jy beroof jouself van 'n seën. Moenie jouself uitpraat uit die nuwe dinge wat God in jou lewe wil doen nie. Omstandighede mag teen jou wees, ja. Ek weet, almal van ons het challenges. Let's face it. Omstandighede mag teen jou wees. En oor dit nou so is, nou sit ek maar net, ek altyd sê in my ou hoekie. Maar halleluja, ten spyte van die omstandighede wat teen jou is, prys die Here, die Allerhoogste God, El Shaddai. Hy is die uitstraling van krag. Hy is Elohim. Hy is vir jou. En as God vir jou is, wie kan teen jou wees? 2026 is God met jou. Hy is die stadige aan die regterkant. Hy is met die water wat die sluimer op slaap nie. Loof die naam van die Here. Kom ons gee die Here net 'n lieflike hand. Die meeste van die goed wat met Israel gebeur het hulle eintlik oor hulle self gebring. Want hulle het afvallig geraak van die ware God van Israel. En dikwels sit ons in die moeilikheid omdat ons dit oor onsself gebring het. Hulle kon hulle self so jammer gekry ten spyte van dat hierdie profeet hierdie woord gebring het. Maar die Here kom en hy sê, ek gaan iets nuuts doen. Die beginsel is, as jy bly dwaal in die verlede, as jy bly vashou aan die verlede,
dan sal jy nie die nuwe dinge sien, ervaar of beleef in 2026 wat God vir jou wil doen nie. Die verlede is verby. Begrawe die verlede of die verlede begrawe jou. As ons aanhou fokus, ek praat van myself, ek is ook net mens. As ek gaan aanhou met fokus, wie het my seer gemaak? Wie het my onregverdig behandel? Wie het my te nagekom? Dan gaan ek verseker my einddoel mis. Solank as wat jy aanhou kyk na die ouwe, na dit wat verby is, sal jy nooit by daardie nuwe ding, en ek wil nie eens sê nuwe ding nie, maar by iets niets, wat God vir jou, en in jou, en om jou wil doen, en jy sal dit nie kan sien of kan ervaar nie. Laat los die verlede. Let the past stay in the past. En ek hoor die woord, maar dit voel vir my, ek is steeds in die woestyn. Ons het gelees, God is die een, wat iets niets gaan doen. Hy is die een, wat selfs water, 'n oase, binne in die woestyn kan gee. Die message vertaling is eintlik baie mooi. Hy sê, forget what has happened. Don't keep going over old history. Be alert, be present, because I am about to do something brand new. Ons is hier besig met second hand, of second best, brand new. My proposisie wat ek aan u wil voorhou vanaand is, ek wil jou motiveer om op God te vertrou vir iets in jou lewe, dat jy 'n nuwe visie sal kry, 'n nuwe hoop sal kry, 'n nuwe belangstelling weer sal kry, 'n nuwe commitment aan die Here weer sal kry, dat jy jou passie wat jy gehad het, weer terug sal kry, om die Here te dien, met alles wat in jou is. Forget about the past. The Here is I'm giving you an opportunity to start all over again. As jy enigsins in 2026 iewers in jou geestelike lewe wil kom, dan kan jy nie lewe op gister en op eergister en op 2025 se geloof nie. Nee, nuwe geloof, nuwe mercies every day, 'n vars geloof, 'n vars salwing, 'n vars vuur in die naam van Jesus. God het 'n goeie plan vir ons. Dit sê die woord. Jeremia 29 vers 11. Hy sê ek weet wat gedagtes ek kan gaan die julle koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om wat te doen? Om vir jou 'n hoopvolle 2026 te gee. Kom, laat ons fokus regkry. Ek wil nie vra, maar ek moet dit vir myself vra. Wat sien jy wanneer jy kyk na jou eie lewe? Is God happy met jou? Ek het nie self met mense of hulle happy is met my nie. I want to satisfy the heart of God. As jy kyk na jou eie lewe, kan God vanaand van jou sê, well done, ek is so gelukkig om te sien, jy stap die pad. Sien jy moontlikhede vir 2026? Sien jy geleenthede? Of kyk jy net vas teen die probleme? Let op wat God sê. Hy het gesê wat ons gelees het. Ek maak 'n pad dwars deur die woestyn. Wow, wie kan dit doen? Ek maak 'n pad dwars deur die woestyn en ek gee strome in die dorsland. Alles nou opdrandtye, ja, God is steeds getrou. Hy doen 'n nuwe ding. Ons moet meer getrou wees. Jy hoef nie te vrees nie. Die woord sê, al gaan jy deur die water. Die water gaan jou nie oorspoel nie, want God is by jou. Hy sê, al gaan jy deur die vuur gaan jou nie skroei nie. Die vlamme gaan jou nie brand nie, want God is met jou in 2026. Hy gaan 'n nuwe ding doen, want hy is Immanuel, God met ons, elke dag van 1 Januarie 2026 tot 31 Desember 2026.
26. Verskoon. God is by magte nog steeds. God het nog nooit verander nie. Ons verander baie vinnig, ja. God het nog nooit verander nie. Hy is nog steeds by magte om die droë, dorre laagtes in 'n fonteinland te verander. So as jy 'n verandering wil beleef, as jy deurbraak en as jy oorwinning wil sien, as jy daar iets nuuts in jou lewe wil ervaar, dan moet ons iets doen van ons kant af, want dit gaan nie sommer net so in ons skoot val nie. Ons sal God meer moet vertrou as die mens. Ons sal God meer moet vertrou as 'n Capitec of die SASSA of die wat se rekening. Ons sal ons hoop onverdeeld op God moet sit in hierdie nuwe jaar. En ons sal God se woord moet uitlewe en aan God meer gehoorsaam wees as aan enige mens. Ons sal in die jaar, die nuwe jaar 2026 nader aan die Here moet kom, naby die Here moet bly. Ons sal meer kere sy aangesig moet soek, maar ons sal ook ons negatiewe houdings en ons negatiewe spraak en ons negatiewe denke moet agterlaat. Skud dit los. Kom aan, is julle nog hier? Skud dit af. Skud dit af. Let it go. Alle negativiteit gaan. Ons sal breek met die verlede. Vergeet wat agter is en vol hoop en vol verwagting ons uitstrek na wat die Here God vir ons in store het. Ek wil sê, watch this space. You ain't seen nothing yet. God is aan die werk. En my Bybel sê, as God werk, kan niemand te keer nie. Ek maak my los van wat agter is. En ek strek my uit na wat voor lê. Ek het hoop, ek kyk na nuwe dinge wat God in store het vir jou en vir my. Ek verklaar 2026 gaan 'n allerbeste jaar van deurbraak wees. En ek weet dit wat ek sê, so sal dit wees. 2026 is die wel aangename jaar van die Here. 2026 is 'n jaar van lewe en van lig. Ons gaan dit maak in 2026. Ons moet net by die Here bly. Ons gaan dit maak met God aan ons kant. Maar ons moet hom die nommer 1 prioriteit maak en uitkom uit daai raamwerk van tradisie in 'n lewende verhouding met God. Los wat verby is en strek jou uit met 'n verwagting en 'n hoop wat vir ons voorlê in Jesus naam. Amen. Amen. Loof die Here. Adrie kan kort preek. As dit nou. Was dit vir bemoedigend? As jy dit nie gaan vat nie, is ek jammer. Jy gaan uitmis. Ek wil niks, I don't want to miss the bus. Kan ons opstaan? En ek wil vanaand 'n verklaring maak. Vincent, jy kan kom. Baie dankie. Want ons woorde het krag. Wie glo dit vanaand? As ek sê, oh, dit was 'n slegte jaar en ek het nie hoop vir 2026 nie, dan gaan dit manifesteer. Voordat ek hierdie proklamasie verklaring wil maak, wil ek net vinnig dit met die deel. Ek kom in Absa om my nuwe kaart net te aktiveer. Een van ons dorpse vissermanne wat saam met my in die skool was, is ook daar en dit was nou net na die hawediens en hy ons gesels en hy sê vir my, hy slaan my so hier agter my blad en sê, jy het goed gedoen hoor, jy het goed gepreek by die hawediens. En hy sê toe, maar dit was 'n baie moeilike jaar vir die vissermanne gewees, nie omdat daar nie vis is nie, maar as gevolg van die kwotas. Ek sê ek het dit so verstaan, want ek het met die fabrieksbestuurder gesels, en toe sê ek vir hom, volgende jaar, 2026, gaan 'n allerbeste jaar wees. Hy sê ja, die mense het in 2025 ook gesê en niks het gebeur nie. Kan jy nou verstaan?
hoekom het niks gebeur nie? Here, help ons. Ons kom vanaand en ek sê, ek praat met die regering vanaand en ek sê, ek gee nie om wie is daar, wat 'n minister is in beheer of wie ook al nie, maar die quotas sal verander om Gansbaai te bevorder in Jesus naam. Verskoon. Lanklaas gepreek, sien? Ons het gehoor, in 2026 het hulle gesê, dit was in 50 jaar, die swakste jaar wat visvang aanbetref. Dit is klaar, dit is verby, dit is afgesny. 2026, kom quotas in, kom groter quotas in. Hier quotas in, hier van hierdie toe, gaan uitermate geseën word, verklaar dit elke dag. Ek sê weer los wat verby is en strek jou uit na voor. Ek is klaar, byna klaar. Dra my nog net so klein bietjie. Kan ons staan en voor die Here vanaand 'n verklaring maak, want onthou, soos ek gesê het, ons woorde het krag en ek wil graag die woord van die Here op hierdie oujaarsdag aan oor jou uitspreek. Ek wil dit losmaak, ek wil dit aktiveer. En as jy vanaand wil sê, Here, sluit my in, en dan vra ek jou, dalk 'n stap van geloof, kom uit jou stoel uit en kom staan hier voor as jy wil. Maar ek verklaar, Here, op grond van u woord, in 2026 sal ons die kop wees en nie die stert nie. Ons sal vorentoe gaan en nie agtertoe nie. Ek verklaar op grond van die woord, ons gaan in 2026 gaan ons toeneem in guns en statuur voor God en die mense. Ek verklaar in 2026 gaan ons meer as oorwinnaars wees, tot alles in staat wees. Deur Jesus wat ons krag gee. Ek verklaar oor 2026, hulle wat ons aanval, sal bo oor ons val. Ek verklaar 2026, Elsa, al kom hy op een pad na jou toe, op 7 paaie, sal die vyand voor jou uitvlug. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, dat Jesus die Here is. Ek verklaar dit oor elkeen van julle. You receive it or you leave it. Ons is in 2026 wat die woord sê ons is. En ons gaan doen wat die woord sê ons gaan doen. En ons sal hê wat die woord sê ons sal hê. En ons sal bereik wat die woord sê ons sal bereik. Want ons is nie onder die vloek nie. We are not under the curse, but we are blessed with all the blessings of Deuteronomy 28, verse 1 through 14. 2026, skryf dit in jou boekie. En die Here gesê, dis 'n jaar van geleenthede, dis 'n jaar van deurbrake wat oor jou pad gaan kom. Dit gaan 'n jaar wees van wonders en tekens. You ain't seen nothing yet. 2026 will be remembered as a year of signs and wonders and miracles. It will be a year of supernatural increase. It's going to be a year of blessings over you, and you will have spiritual authority like you never ever thought you would have. Niks gebeur oornag nie. Partykeer wag ons daarvoor. While you wait, do what waiters do. They serve. While you wait, serve God with excellence. Niks minder as die beste, net vir die Here nie. En promotion comes from the Lord. Promosie kom net as ons in gehoorsaamheid aan God se woord wandel. Ek sê weer, daar's nie 2 stories oor dit nie. 2026 gaan 'n jaar wees om te onthou. Ek gewaar en ek ervaar die krag, die salwing van die Here hier.
As jy nog nooit jou hart en jou lewe aan Jesus gegee het nie, dan is dit 'n goeie geleentheid om die nuwe jaar met Jesus in te gaan. As jy jou hart vir Jesus gegee het en jy het uitgesak, daar's geen verskonings meer nie. Jy dien nie Here of jy dien hom nie, maar jy kan nie twee gode dien nie. Dan maak jy nou reg, net daar waar jy in jou bank staan. Maak jy met die Here reg en sê, Here, vergewe my, was my in die bloed, skryf my naam in die boek van die lewe, maar ek gee my lewe, ek gee my hart onvoorwaardelik oor aan U. I give myself away, Lord, so that you can use me. Daar het jy teruggeval. Jy kan nie die nuwe jaar so ingaan nie. Maak nou reg met God. Dalk het jy God nodig vir 'n saak vanaand. Wat jy dink, Here, ek weet nie, maar U weet. We serve a miracle working God. We serve a miracle working God. He can do for you what no other can do. Ek spreek lewe. Ek sê laat daar lig wees. Ek verklaar dat die lig van God se heerlikheid oor elkeen van ons sal skyn. Dat ons nie mekaar sal raak sien nie, maar dat ons Jesus in mekaar se lewens sal sien. Ek bid dat ons sal opstyg na 'n nuwe vlak van respek vir mekaar en ook vir die Here. Ek verklaar dat die Here sy vuur gaan losmaak in hierdie gemeente, soos wat mense nog nooit ervaar het nie. Nou dat ons bietjie begin in tale praat, sê die mense, daar's wanorde. Jy het nog niks gesien nie, halleluja. En dan was jy nie by Handelinge 2 op Pinksterdag gewees, toe die Heilige Gees kom, en tonge soos van 400 mense gaan sit. Daar was absolute Heilige Gees chaos. Ek verklaar, die vuur van God sal brand in die gemeente. Die lig gaan dit hierdie gemeente uitstraal, gaan dit hierdie gemeente uitskyn na mense toe. Dit sal mense trek. Dis 'n jaar van lewe. Dis 'n jaar van lig. Ek spreek lewe. Ek sê dankie Here. U hou die onheil van ons af. Die siekte bly ver van ons af. U maak ons die gelukkigste, geseënste, gesonde mense in 2026. Dit is jou jaar. Glo jy dit? Sê dit. Sê dit. Dit is my jaar. Dit is my jaar. 2026 is my jaar. Ek gaan voluit vir Jesus. Alles of niks. Die Gees van die Here is besig om te werk. Kom ons gee hom net 'n kans. Kan ons 'n bietjie aanhang? Kuramasakaya ndalarabashikaya masanda. Thank you, God. The acceptable year of God's favor. Favor like we have never ever experienced. Thank you, God, that our faith is rising up to a whole new level. Lord, you are taking us into a whole new dimension where we will serve each other and serve and honor you. 2026 is jou jaar. Vat dit in Jesus naam. Kan ons God prys in hierdie plek? Wie glo God wat sy woord gesê? Wie glo God? Prys die Here. Loof sy wonderlike naam. Ons wil 'n seën oor die uitspreek, maar jy kan na die banke toe terugbeweeg as jy wil en jy kan bly staan. Maar voordat ons aangaan met 'n laaste seën, wil ek vra dat ons net weer daardie liedjie sal sing. Dis so lekker om die Here te dien. Weet ek wil net om julle rondkyk en sien hoeveel jong mense daar vanaand hier is. Ek dink waarteen die seniors sal met my stem dat dit die eerste keer in 'n lang tyd is
waar daar soveel jong mense hierdie is op 'n ERP. En ek wil vir die leierskap sê, julle is besig met koninkryks impakwerk en julle is besig om die kinders en die jeug op te lei om 'n impak te hê in die koninkryk van God. En hou so voort, gaan voort met die goeie werk en moet nie moed opgee nie. Amen. Baie dankie. Ek is saam by dit noem. Ek het nogal opgelet om te sien. So vir die jong mense wil ek vanaand sê, well done, well done. Kom ons gee die jong mense hande vas. Die Here is besig om ons jong mense op te rig, want hulle is die pastore van môre en van oormôre. Hulle is die staatspresident van môre en oormôre. Hulle is die dokters, die prokureurs van môre en oormôre. So ons loof, ons prys die Here. Kom ons sing daai liedjie so een of twee keer en dan gaan ons afsluit. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so julle net graag wil seën, wil ons dan vir Sammy en vir Solien vanaand bid. Solien, ek het jou by verskillende winkels vandag gaan soek, maar ek kon nie 'n medalje kry om jou nek te hang, om vir jou te sê, well done, dat jy 26 jaar met die man uitgehou het nie. Hulle is môre is hulle 26 jaar getroud. En dit is genade. Hoeveel sakke sout is saam opgeëet? Dis net genade dat die Here hierdie twee mense by mekaar gehou het tot nou toe. En hy gaan hulle by mekaar hou tot Jesus kom. Maar ons wil graag vra dat die leierskap sal kom. Ons gaan eers vir hulle hande oplê en vir hulle seën en dan gaan ons vir as gemeente. So u kan staan, daar kom vorentoe, is baie plekkie voor. U kan staan en u kan die hande uitstrek na hulle toe. Here, vanmôre toe Leanne en ek stilte tyd hou en ons reflekteer so oor die jaar wat verby is. Toe sê ek, daar's 'n lied
wat iemand eendag geskryf het wat sê, how can I say thanks for all the things you've done for me? En dan sê die koortjie, to God be the glory, great things he has done. Ons dankie Here dat U hierdie man en vrou saam gespaar het tot vanaand toe nog Here, dat hulle 'n gelukkige huwelik kan hê, dat U hulle deurgedra het deur moeilike tye, deur maklike tye Here, maar dat U hulle vasgehou het Here, want baie huwelike hou nie eers 4 maande nie, en ons sê dankie Here, dat ons U seën op hierdie paartjie kan afbid Here, dat hulle in hierdie jaar sal excel in die Here, sal nader na mekaar toe groei, en nader na U toe sal groei Here, en ek verklaar, Jesus is die Here, oor hulle lewe, oor hulle huwelik, oor hulle huishoude, oor hulle familie, en ons seën hulle vanaand, in die naam van Jesus, en ek wil sê Here, hou hulle saam vas, Here, ek weet, daar kom tye, wat Sammy miskien af is, en dan sê Solien, dis wat ek met my man gedoen, sê nee, kom. Jy gaan nie bly lê nie, ons gaan kerk toe. Ander dag dan hang Solien se kop daar, dan is Sammy weer daar om te sê, kom my vrou, tel op jou kop, ons hak mekaar in, en saam gaan ons dit maak, maar ons seën hulle, en ons dankie vir 'n lang en 'n goeie, geseënde, gesonde tydperk vorentoe, Here, dat julle getrou sal hou aan mekaar, en getrou sal hou ook aan U, totdat U kom, in Jesus naam, amen, amen, amen. Is daar iemand wat nog anniversary het? Iemand wat verjaar, môre, die Here seën jou, reg, okay. Ek wil net, terwyl ons hier so in 'n verwyde oomblik is, wil ek net sê dat ook gehoorsaam wees in die stem van die Here, terwyl ons so beweeg na die einde van 'n jaar toe, vra ek vir die Here, hoe bemoedig ons die gemeente om vorentoe te gaan? En die Here gee vir my 'n skrif vanoggend vroeg, die Here vir my 'n skrif in 1 Kronieke 16. Julle kan dit gaan lees, ek gaan nie die hele vers teks aanhaal nie, maar 1 Kronieke 16, waar die Here sê, julle moet psalms sing. Dit is wat Dawid, toe hulle vir Asaf geseën het, toe het Dawid gesê, kom ons sing psalms, en het gesê, loof die Here, want dit is goed. Sy goeie tierenheid strek tot in alle ewig. En dit is wat God wil hê ons moet doen in hierdie komende jaar. As jou voet stamp, sing psalm. As iemand in 'n winkel rak verby jou stap en het jy aangename geur, sing 'n psalm tot eer van die Here. En ons sal sien hoe God ons sal laat triomfeer. Dan ontvang die seën van die Here. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Mag jy 'n baie geseënde 2026 beleef. Mag hierdie nuwe jaar vir jou opvat na ongekende hoogtes toe. Dankie vir julle getrouheid by hierdie gemeente. Dankie dat julle vir ons bid. Ons het dit meer nodig as enige iemand anders. Dankie dat julle ons opdra in julle gebede. En saam kyk ons uit
dis ons jaar. Dis ons jaar van deurbraak, dis ons jaar van lig en van lewe, en ons het God aan ons kant, en dit gaan vorentoe net beter word. Vader, ons loof U, ons dankie Here vir U getrouheid deur hierdie jaar, Here. Here, dankie dat U met ons was, Here. Here, as ons terugkyk, Here, deur elke beproewing, Here, deur elke vreugde, Here, was U daar, Here. Here, dankie vir U genade wat ons deurgedra het. Here, hier waar ons nou op die punt staan van 'n nuwe jaar, Here, plaas ons dit ten volle in U hande, Here. Here, ons wil sê, Here, kom rig ons stappe, Here, ons besluite wat ons neem, Here, ons harte, Here, rig dit in lyn met U wil vir ons, Here. Here, ons vra vir dieper geloof, Here, vir eenheid, Here. Here, vir liefde vir U, Here, en vir mekaar, Here. Here, mag U 'n vars nuwe bron wees van krag, Here. Here, ek wil vra, Here, daar waar daar verlies was hierdie jaar, Here, dat U sal kom herstel, Here, en troos bring, Here. Here, ons bid daar vir vrees, Here, dat U sal kom nuwe hoop en nuwe moed bring, Here. Here, dankie vir dit wat U gedoen het, Here. Here, ons verklaar, Here, dat 2026 aan U behoort, Here. Here, ons dra die jaar op aan U, Here. Here, laat U koninkryk kom, Here. Laat U wil geskied, Here, in ons lewens, Here, in ons gesinne, Here, maar ook in hierdie kerk, Here. Here, ons bid vir geestelike groei, Here. Ons bid vir 'n dapper geloof, Here, dat hierdie kerk, Here, 'n lig sal wees in hierdie gemeenskap, Here. Here, dat ons sal uitgaan, Here, in liefde en in nederigheid, Here. U sal dien, Here, en die gemeenskap sal aanraak met die kragtige naam van Jesus, Here. Here, dankie dat ons kan kom verklaar, Here, dat hierdie jaar aan U behoort, Here, met danksegging en vol verwagting, Here. Here, seën elkeen wat vanaand hier is, Here, seën elke gesin wat hier verteenwoordig word, elke familie, Here. Here, dankie Heilige Gees dat U met ons hier uitgaan, Here. Ons verklaar dit in Jesus naam. Amen.